Okay, baie welkom julle dames. Dankie vir julle tyd vanoggend. Baie dankie aan AGS Bethsaida vir die geleentheid om vanoggend hier so by julle te kan wees en ook die woord vir julle te kan bedien. Ek dink alles met van Susan en Annette, soos wat julle gesing het vanoggend, vloei alles deel met dit wat die Here met my deel, met dit wat hy het vir julle vanoggend. Want ek glo die Here wil vanoggend mense genees van jare se seer wat daar binne sit. Ek myself met die titel wat sê geskep vir meer, het vir die Here gevra, my Here, soos en wie is ek? Waarvoor het U my geroep, Here? En hoe kan U iemand gebruik wat mishandel is, wat gemolesteer was, wat verslaaf was aan alkohol en 'n paar ander goed net om die seer te nam. Maar die Here sê dat ek het jou nie die dag toe ek jou gevorm het in jou moeder skoot, het ek 'n droom en 'n plan met jou lewe gehad. Maar die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En net omdat die vyand alles doen wat hy kan om jou identiteit te verander en te kom steel, maak nie dat ek jou nie kan gebruik nie. Ek het jou nog steeds lief. Miskien sit jy vandag hier en jy word dalk mishandel en jy weet hoe dit voel om met soveel goed aan die buitekant vir die wêreld 'n prentjie te skep, dat almal dink alles is okay, maar aan die binnekant breek jy. Of miskien was jy dalk verkrag. En jou skoonheid is weggevat. En die trauma en die seer wat dit gelos het aan die binnekant van jou. En wanneer jy in daardie spieël kyk, sien jy nie die koningskind wie God jou geskep het om te wees nie. Al wat jy sien is die seer. Al wat jy sien is wat mense gebruik. Al wat jy sien is die mislukking. Maar God sê, ek het jou geskep vir meer. En as jy dalk iemand is wat deur al hierdie goeters gegaan het, asseblief moenie dink dat die Here jou net daar wil los in die seer nie. Want jy sien die vyand het 'n plan met die trauma wat hy in jou lewe inbring. Dit was nooit God se plan nie. Maar as ons nie die seer regmaak nie, en by die Here se voete gaan sit om genesing te kry, gaan ons nooit stap in die doel en die plan wat die Here vir ons lewe het. En dis dan ook hoekom ek wil hê ons het vandag asseblief kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 12, waar die Here sê, en ek gaan uit die Engelse vertaling uitlees, bloot net omdat die Here vir my 'n liefde gegee het vir die Engelse taal. En ek het gedink, seker so 5 jaar terug of so, het ek gedink, soos in Here, daar's niks in hierdie lewe wat ek wil doen, behalwe net om U te loof en te prys, en ek het alles al gedoen om te probeer inpas in hierdie lewe. Ek hou daarvan om te sing en te prys en worship, maar ek het nie Susan se gawe nie. As ek in die oggend in die shower is, dan sing ek my beste hart uit en is heel vals, maar ek is bly die Here hoor my en hy is okay daarmee. Solank ek net hier voorkom staan en sing, nie is ek okay. Maar ek het probeer om in te pas
by ander mense. Hoe ander mense lyk, wat hulle doen. As ek iemand gesien het wat uitstekend is in administrasie, dan wil ek graag so gewees het. En as ek iemand sien wat daar by die kinderbediening besig is en hulle is, man, dit lyk so exciting en dit is so lekker, maar vet weet, daai bloetjies. Dis erg genoeg om vir jou eie te moet, jy mag nie dit, jy mag nie dat nie, maar om iemand anders se kinders te jy moet 'n gawe daarvoor hê. En om 'n pastoorsvrou te wees, is verseker nie maklik nie. Want jy is nie net 'n pastoorsvrou nie, maar jy is ook 'n moeder van 'n gemeente. En jy het al hierdie ander mense wat na jou kyk en soos gee vir my asseblief raad, want hoe hanteer ek hierdie man wat nou vanoggend hierso na my toe kom met al 10 vrae. So dit is ook nie maklik nie. Maar jy is nie net 'n ma of 'n pastoorsvrou nie. 'n ma is nie net 'n ma nie. 'n ma is iemand wat die volgende generasie oprig om te wees wat hulle nodig het om te wees. Kom ons gaan kyk in 1 Korintiërs hoofstuk 12 en ons gaan van vers 12 af lees. En dit sê, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jew or Greek, whether slave or free, and have all been made to drink into one Spirit. Verse 15, if the foot should say, because I'm not a hand, I'm not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I'm not an eye, I'm not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. And if we were all one member, where would the body be? But now indeed there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, on those we bestow greater honor. And our unpresentable parts have greater modesty. Vers 26. If one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Now you are the body of Christ and members individually. God het hierdie stuk gebruik om vir my te sê, ek het jou nie gemaak soos iemand anders nie, want as ons rondkyk en ons kyk na mekaar, dan sien ons maar, niemand lyk soos jy nie, niemand klink soos jy nie, niemand het dieselfde roeping as jy nie, maar tog probeer ons om onsself op te meet teenoor iemand anders wat nie geskape is soos jy nie. Omdat ons bang is, dat dit waarvoor God ons gemaak het, ons nie die kapasiteit het om te doen waarvoor hy ons geroep het. Maar dit is nie waar nie. En God gebruik 'n voorbeeld van 'n liggaam om vir ons te verduidelik hoe die liggaam van Christus alles in mekaar vloei. En ek is so bly dat die Here dit gedoen het, want enige iemand kan dit lees en dit dan verstaan, want dit is 'n prentjie van wat ons kan sien. As jy gemaak is om 'n voet te wees, 'n voet kan nie op sy eie loop nie, hy het nodig om in 'n liggaam te wees.
As jy 'n hand is, kan 'n hand, as ek hierdie hand afkap en hy lê daar, beteken hy vir my niks nie, want hy kan niks doen. Net so ook is die liggaam van Christus. As God jou gemaak het om 'n voet te wees, gaan jy daarvan hou om 'n voet te wees. As hy jou gemaak het om 'n hand te wees, gaan jy daarvan hou om 'n hand te wees. Want 'n hand surf nie net nie. Hande lê ook, word op mekaar gelê en siektes word genees. Maar die hande kan nie gaan in hulle hande op die siektes gaan lê as die voete nie bereid is om daar uit te kom. So as ek kyk net na my liggaam, hoe wonderlik is dit nie net dat as ek weet dat ek van hier af daar agter na die media desk toe wil gaan, het ek nie nodig om dan vir my voete te sê, ons gaan nou agter toe loop. So ons gaan 2 trappies af, 5 trappies links, en dan gaan ons 2 tree regs gee nie. Jou liggaam stuur daai signals dadelik deur, en so ook werk die Here met ons. Ons sien, ek wil daar agter gaan, die Here is die een wat die sein stuur en hy sê, ek wil graag hê jy moet daar agter vir John kan bedien. En die liggaam stuur my so toe. Of as jy geroep is vir musiek, so Susan. Jy is nie net 'n musikant. Iemand wat die musiekgroepe lei, het nodig om by die Here se voete te gaan sit en te vra, Here, wat het u gemeente vir oggend nodig? En ek het nooit geweet dat dit kan gebeur nie, maar as jy prys en worship en jy kom met 'n verwagte hart, kan die Here jou genees terwyl jy besig is om te prys en worship. Ek het vir weke lank met 'n pyn geloop in my regterbeen. En ek bid en ek lê hande op dit en ek spreek die ding aan en ek doen alles wat ek moet doen, maar niks gebeur nie. En ek is heel gefrustreerd want gewoonlik werk dit soos wat dit moet. Maar daardie oggend wil net niks. Ek kan niks. Ek sê vir die ding, jy kom in lyn en hy wil nie. En die Here sê vir my, sit net praise and worship aan. En ek praise and worship en ek praise and worship en soos wat ek loop, kom bys toe ewe skielik klap dit net in. En is op plek. Soos dankie Here. En te vergeet ek om weer verder te praise and worship. Vertrou my om ietsie te doen wat nie gepas is nie, né? Want ek klink nie soos iemand anders nie, ek lyk nie soos iemand anders nie. Maar jy is nodig in die liggaam van Christus, net soos wat God jou gemaak het. Jy het nie nodig om soos iemand anders te wees nie, jy het nie nodig om soos iemand anders te klink nie. Jou persoonlikheid, die manier hoe jy iets oordra, is nodig vir die liggaam van Christus. Ek het confession time, né? Seker so 10 jaar terug. Nee. Bietjie meer. Kom ons sê 15 of so ietsie soos dit. Gaan ek deur my tweede egskeiding. En ek is verpletter. Ek weet nie waartoe ek gaan nie, ek weet nie waarvoor die Here my roep nie, ek weet net nie wat om te doen. Want Here, hoeveel van 'n mislukking is dit nie net om deur 'n tweede egskeiding te gaan? Is ek nie net waardig genoeg dat iemand my kan lief hê, soos wat ek is? Het ek nodig om myself op te tof? Het ek nodig om meer make-up aan te sit, bietjie meer naels te doen of net 'n bietjie meer huisvrou te speel?
Wat het ek net nodig om te doen, dat ek net goed genoeg kan wees? Want jy sien, vandat ek klein was die vyand se plan om vir my te vertel dat ek nie waardig genoeg is nie. My pa is weg, en ewe skielik voel ek soos 'n orphan. Ek het geen idee hoe om te relate tot my eie man nie. Ek het geen idee hoe om te relate tot God die Vader nie, want my eie vader is weg. Hoe vertrou ek dan die Here, dat hy my vader wil wees, en dat hy my lief het, as my pa op aarde my nie eers kan lief hê? Eerste man is 'n mislukking. Gedink ek is sy slaansak. Soveel so dat ek nie eers vir myself in die spieël kan kyk elke oggend nie, want jy is dan nou so mooi gemaak, maar tog lyk jy nie mooi. Want hoekom is jy mooi as mense jou slaan? So depressief dat ek besluit dat ek eerder my eie lewe wil neem. Want dit sal beter wees sonder my. Dankie Here, dit het misluk. Wat Jesus staan ek vandag. Want jy sien, die vyand het gedink dat as hy my kan kry, om nie te glo in wie ek is nie, om nie te glo in wie God is nie, om nie te glo dat ek waardig genoeg is vir sy koninkryk, kan hy die plan wat die Here vir my het, vir my hele lewe lang, derail word. En ons kyk na Moses, ek is so bly jy het vanoggend Moses genoem, want sy moeder was nie net 'n ma nie, maar sy het geboorte gegee aan 'n generasie van 'n leier wat die Israeliete uit Egipte uit gaan lei. Al die kindertjies, al die seuns wat gebore word in daardie tyd was doodgemaak, moes doodgemaak geword het. As sy vir haar man gesê het, ons kan nie nou probeer vir 'n kind nie, want almal word doodgemaak. Wat gaan ons doen? Dan was Moses nie gebore nie. As sy besluit het, sy gaan ingee en die kind nadat hy gebore is, in die rivier laat gooi, en hom doodmaak, sodat hulle dalk nie gestraf moet word nie, was Moses nooit daar nie. Maar sy het geweet, haar seun is vir meer. So ma's moenie dink jy is net daar om die kinders aan die lewe te hou nie. Dis als goed en wel. Voer hulle asseblief, laat hulle groot word, gee hulle kos. Maar jy is besig om 'n generasie te bou, te prepare. Miskien is jy nie die een wat gestuur word nie, maar jou nageslag stuur jy. Jy is die een wat hulle opbou vir dit waar hulle nodig het om te wees. Jochebed was ook 'n bouer. Sy het gebou. Sy het God genoeg vertrou om 'n krippie te bou, dit te seël en haar kind daarin te sit en te vertrou, Here. Ek weet nie of ek my kind weer gaan sien as ek kom in hierdie rivier sit. Maar ek vertrou dat U hom kan lewend hou, sodat hy kan doen waarvoor hy geroep is. En hoe amazing is dit dat die Here sy sussie gebruik om Farao se dogter te gaan vra, kan ek asseblief vir iemand kry? En sy kry die geleentheid om haar eie seun groot te maak en sy word betaal daarvoor. Né? So God gee tot ewe vir die voorsiening. As die vyand dink hy het 'n plan en hy gaan alles van jou kom omvergooi, God gaan hy selfe plan wat die vyand het teen hom gebruik en hy gaan seker maak dat die vyand jou van vir dit wat jy nodig het om te doen. Ek wil vir ons nog een gedeelte lees.
En dit is in Psalm 139 vanaf vers 13. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret. It is skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed. And in your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there was none of them. God het 'n boek oor jou geskryf. Hy het 'n plan met jou lewe. En as mense vir jou sê, ag maar jy's net 'n ma. Jy's nie net 'n ma nie. Jy's 'n ma met 'n plan en 'n doel en 'n purpose. Jy's nie net 'n besigheidsvrou nie. Jy is geroep in die besigheidswêreld, want die Here wil jou gebruik, dat jou besigheid anders te kan lyk as die wêreld se. Want daar's 'n manier hoe om besigheid te doen, en God het dit eers bepaal. Jy is nie net 'n vrou nie. Jy is 'n ondersteuner. In daardie boek wat die Here vir jou geskryf het, ek wil net, hierdie is dalk net snaaks, maar hou gou jou hand voor jou. Kyk na jou hand. Weet jy, uit al die biljoene hoeveelheid mense wat daar is daar nie een persoon met dieselfde vingerafdruk as jy. As God soveel moeite gedoen het om jou te vorm, hoekom dink jy dat jy nie waardig genoeg is nie? God sê, julle sal die lig van die aarde wees. You will be the salt and the light of this world. Né? En hierdie het dan heeltemal van trek af. O, Here help my. Maar in die Bybel staan daar dat jou kinders sal wees soos olive plants around your table. En ek het eendag vir die Here gevra, maar Here, hoekom olive plants? Dan kan ons nie maar net 'n persboom nie. Almal hou van perste. Nie almal hou van alles nie. Maar dit gaan nie oor die olyf nie, dit gaan oor wat die olyf produce. Wanneer 'n olyf gedruk word en gepres word, kom daar olie uit. En die eerste gedeelte van die olie word gebruik vir die lamp van die tempel. En die ander gedeelte van die olie word gebruik om mense mee te salf. So as jy jou hande van die Here sê, jy sal jou hande op die siekes lê en hulle sal genees word. As jy jou hande vat en jy vryf dit te mekaar, word dit olierig. God se olie is binne in jou. En jy is waardig, vrou van God. As jy nie die verskil agterkom tussen waarvoor God jou geskep het en wat die vyand se plan is nie, gaan lees in Johannes hoofstuk 10 vers 10, want dit sê die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. God het meer vir jou. Die vyand het gedink hy kan alles oor jou pad gooi om jou te verwoes. Want hy wil nie hê jy moet in die volheid daarvan stap nie. Maar ek wil hê ons moet 'n bietjie van 'n tenacity hê. Ons almal het al Lion King gekyk, want as jy dit nie vir jouself gekyk het, het jy dit gekyk saam met die kinders, né? Maar daar's 'n gedeelte wat klein Simba sê, ek dink dit is klein Simba wat hy sê, Mufasa, Mufasa, né? Dan lag hy, I laugh in the face of danger. So wanneer hy vyand na jou toe kom, en hy dink hy kan jou plat slaan, laugh in the face of danger. Want as hy gedink het hy kan by jou steel, Boeta,
In die Bybel staan daar, if a thief is found, he shall restore sevenfold. So, gaan gerus voort met jou plan, want ek kry 7 keer meer terug. Jy gaan my nie onderkry nie. God het 'n plan met my lewe, and I will step and walk into the destiny that God has called me to be. As jy nog nie wedergebore is nie, wil ek jou aanraai om te vra vir jouself. Is jy dalk nie wedergebore nie, want jy dink, omdat ek in 'n Christelike huis gebore is ek okay, ek is safe. Nie waar nie. Okay? Jy kan in 'n Christelike huis groot word, wat great is, maar die Bybel sê, jy self moet die keuse maak, jy self moet dit bely met jou mond en glo dat die Here God is, en dan eers sal jy gered wees. As jy dit nog nie gedoen het nie, raai ek jou aan, gaan 'n gemaakte besluit. Miskien het jy dalk 'n vraag wat jy het vir die Here, en jy weet nie, dat eintlik is jy kwaad vir die Here oor goed wat met jou gebeur het. Want jy dink dit is die Here wat dit oor jou pad gebring het, maar dis nie God nie. Dis die vyand. Gaan sit, God is nie bang vir jou vrae nie, glad nie. Ek is 2 jaar terug gebless met 2 boeke, en een van die boeke was The Bait of Satan. En ek het gedink, oh man, lees die boek, in die middel van die boek kom ek agter, Here, ek is kwaad vir U. Ek sê dit nie, want ons is Christene, né? So, that's a no-go. Maar hier binne in my hart het ek so seer, want Here, net hoekom? Net hoekom? Johannes 10 vers 10. Of miskien is die tyd nie nou nie. Soos wat Susan sê, baie keer is die Here stil, en al wat jy hoor is crickets. Nothing happens. Maar gaan in daai tyd en gaan vra met die Here, en sê vir hom, Here, asseblief, wys vir my, hoekom? God gaan vir jou 'n antwoord gee. Wanneer hy vir jou die antwoord gee, moenie rebel nie. That be like me. Do as I say, not as I do. Dit is op Ina se hart gelê, dat ons communion moet vat vandag. So ek wil hê julle moet julle elemente vat. En as jy na hierdie elemente kyk, as jy na die broodjie kyk, Ina het dit vir ons mooi uitgedruk in hartjievorm. En dit gaan oor die gedagte en die bedoeling hier agter. Hierdie is nie net brood nie. Dit is die liggaam van Christus, wat vir jou gebreek is, sodat jou liggaam heel kan wees. Wanneer jy die broodjie vat, breek hom in die helfte en sien met jou eie oë dat God se liggaam gebreek is vir jou aan die kruis. Al die seer, al die pyn, al die lyding wat jy het, gee dit vir hom. Hy het dit gedra, sodat jy nie hoef nie, so asseblief nie langer met dit loop nie. God het die brood gevat, hy het die Here daarvoor gedank, en hy het dit gebreek en hy het dit uitgedeel. Neem die broodjie. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Vader, dat U liggaam gebreek is, sodat myne kan heel wees. Dankie, Vader, dat U die straf gevat het vir my, sodat ek dit nie hoef te dra nie.
Dankie Here, sodat nou wanneer ons hierdie brood gaan eet, dit deel raak van my liggaam, in die genesing wat U reeds vir my voorsien het, nou gaan deel word van my liggaam. Dankie daarvoor, Here. Dankie Vader vir U bloed. Here, U bloed is 'n teken van die nuwe verbond. Dis nie net nog 'n kontrak nie, maar is 'n verbond. En 'n verbond is tot die dood jou skei. Met hierdie nuwe verbond is nie net jou sondes weggewas nie, maar ook die voorsiening vir alles wat jy nodig het vir jou lewe is betaal deur die bloed van Jesus. Vader, ek dank U Here vir U bloed. Ek dank U Here dat elke keer wanneer ons deel het aan U liggaam en deel het aan U bloed, Vader, dat dit 'n herinnering is van dit wat U betaal het aan die kruis. En dankie Here dat dit 'n lewende covenant is. Dankie Vader dat U nie net gesterf het nie, maar dat U ook weer opgestaan het. U lewe, en omdat U lewe, kan ek lewe in oorvloed. Dankie Vader vir U bloed, wat my sondes weggewas het. That I am as white as snow, Lord. You've already paid for it so that I don't have to. Thank you for it, Lord. As we drink it, Father, may you heal every wound and every broken heart. In Jesus' name. Baie dankie dames vir julle tyd vanoggend. Ek glo ons gaan dit geniet vanoggend en dat ons 'n lekker tydjie gaan hê, net 'n bietjie verf en mekaar beter leer ken. En ek hoop nie ek het julle te diep in die water gevat nie. Ons kom daarom op vir lig vandag. Alles is nie doom and gloom nie. Maar as jy nodig het, as jy voel vandag, die Here het met jou gepraat, en daar's 'n snaar geprikkel in jou hart, en jy het agtergekom daar's 'n seer, en jy wil met iemand praat, of iemand wat net saam met jou kan bid, asseblief, Pastoor Alma is hierso, Ina is hier, Jacques is daar agter, of pastoor se vrou is ook hier. As jy nodig het, reik uit na iemand toe. As jy dink trauma het nie 'n effek op jou lewe nie, en het nie 'n impak op jou liggaam nie, maak jy 'n fout. Op 3 jaar oud is daar 'n dogtertjie verkragt deur haar eie pa. Haar ma het ingeloop op die hele scene en haar pa het haar ma doodgeskiet om dit te probeer wegsteek. Daai klein dogtertjie vandag is 'n 44-jarige vrou wat in 'n huis sit. Sy kan niks vir haarself doen nie. Sy het aangehou groei in haar liggaam, maar haar mental kapasiteit het gestop op 3 jaar oud as gevolg van trauma. Dit is 'n plan wat die vyand gehad het met haar lewe en hy kon dit regkry.
So vir jou vandag, asseblief, ek vra julle mooi, as daar trauma in jou lewe is, iets wat jy nog nie verwerk het nie, daai goed gaan sit in jou liggaam en dit maak jou siek. Asseblief, reik uit na pastoor Alma toe, hulle is almal hierso om julle te help, en baie dankie almal vir julle tyd.